tot U en deur U en van U is alle dinge. Aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente van Waterval, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle, van God onse Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van sy Gees. Ek sê weer eens baie welkom vir julle vanoggend in die kerk, en al ons YouTube-kykers sê ons ook baie welkom. Mag die Here ook met elkeen van ons praat, hier en waar jy ook later hierdie diens kyk. Ons teks is vanoggend Markus 10, vers 17 tot 31, en die tema is, Jesus vra jou alles. Halfhartigheid werk nie vir hom nie. Kom ons bid saam. Baie dankie Here vir die wonderlike voorreg wat ons het, om hier by mekaar te kom. Kinders van God. Mense wat deur die genade van die Here en deur die Gees omgepraat is om te glo en te sug na God, te sug na 'n woord, te sug na 'n stukkie wysheid vir die lewe. Here, ons is maar gebroke mense, U ken ons. Ons sukkel. Ons maak U nie altyd tevrede en gelukkig oor alles wat ons sê en doen nie. Maar tog kom U weer vanoggend en U beloof aan ons U trou en U liefde en U geduld en U vergifnis en U omhels ons en U sê vir ons weer, ek het julle lief, julle is myne. Ek sal julle nooit verlaat nie. Julle nooit aan julleself oorgee of aan omstandighede nie. En dis die troos wat ons het. En daarom is ons hier ook met dankbaarheid. So Here, sien vir ons, hier waar ons sit, niks om op te roem nie. Soos boemelaars en bedelaars, verskyn ons voor U met leë hande en vra dat U vir ons weer 'n stukkie van U genade sal gee. Deur U woord, deur U Gees, in die naam van Jesus Christus. Amen. Jesus vra jou alles. Halfhartigheid werk nie vir hom nie, Markus 10. Net toe Jesus uit die huis uitkom en om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor hom op sy knie en vra hom, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Daarop sê Jesus vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God alleen. Jy ken die gebooie. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, en jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, jy mag nie iemand veronreg nie, eer jou vader en jou moeder. Meneer, sê hy vir hom, dit alles het ek van my kinderdae af nagekom. Jesus het na hom gekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus kyk toe na sy disippels rondom hom en sê vir hulle, hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom. Die disippels was verbaas oor hierdie woorde van hom. Jesus sê toe verder vir hulle, kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom.
Dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Dit het hulle geweldig ontstel, en hulle het vir mekaar gesê, wie kan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God nie, want vir God is alles moontlik. Petrus sê toe vir hom, kyk, ons het alles verlaat en ons volg U. Jesus antwoord, dit verseker ek julle, daar is niemand wat ter wille van my en ter wille van die evangelie afgesien het van sy huis, of broers, of susters, of moeder, of vader, of kinders, of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel. Huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom, saam met baie vervolging, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Nou wanneer ek hierdie verhaal van die ryk jong man, soos wat dit bekend staan, lees, is daar 'n paar interessante goed wat my nogal opval. En dis hoekom ek gekies het om vandag weer daaroor te praat. Nou die goed wat ek sien oor hierdie jong man is, kom ons kan net so vinnig daardeur gaan. Hy was wel af. Hy's ryk, hy het baie besittings gehad. So dis lekker, né, om baie dinge en baie geld te hê as jy jonk is. En tog ervaar hy 'n leemte. Want hy kom na die Here Jesus toe met hierdie leemte van hom, en hy spreek hom aan as rabbi, 'n goeie leermeester. Wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Want ten spyte van die feit dat hy baie goed gehad het, en dat hy suksesvol was in wat hy gedoen het, het hy 'n leemte, 'n tekort in sy lewe. En daarom kom hy met hierdie vraag na die regte persoon toe. Hy is nogal baie entoesiasties as hy dit doen. Want ons lees in die teks, hy het na die Here Jesus toe aangehardloop gekom. En hy val op sy knieë voor hom neer. En hy sê, leermeester. Want hy besef, by die Here Jesus is die regte antwoorde. Hy was nogal 'n toegewyde ou. Want toe die Here Jesus vir hom sê, maar alles wat in die wet staan, ons het dit gelees, dit moet jy doen. En hy sê, maar ek doen dit. Eindelik sê vir die Here Jesus, ek is nogal 'n baie gehoorsame kind van God. Ek is nogal baie toegewyd in my godsdiens. Ek kom die wet van die Here na. En nou weet julle, die Fariseërs het nog die Mishnah ook gehad, 516 reëls. Al hierdie goedjies het hy nagekom, baie toegewyd in sy verhouding met die Here. Alles wat die Here van hom verwag, kon hy met trots sê, ek doen dit. So hy kom nog steeds met hierdie leemte, ten spyte van sy toegewydheid, ten spyte van sy gehoorsaamheid, kom hy na die Here toe, om hierdie vraag te vra. Hoe vul ek hierdie leemte? Hoe kry ek die ewige lewe? En jy kan sien, hy het 'n verwagting om 'n antwoord te kry. Wat moet hy nou doen? En die Here kyk na hom en die Here het hom onmiddellik lief gekry. Want hoe nou anders? En die liefde woordjie wat daar in die Grieks gebruik word van die agape af, agapao, die werkwoordsvorm, hy het hom met goddelike liefde, onvoorwaardelike liefde, het die Here Jesus hom omhels mee. So die antwoord wat die Here Jesus vir hom gee, is ook 'n antwoord van liefde. Nou as ek nou so na hierdie ou luister, dan raak ek sommer jaloers op hom, want hy was nie net geseënd met rykdom nie, maar hy was nogal 'n toegewyde kind van die Here, sou ek sê, wat al die regte dinge in die lewe doen. So ek voel nogal so 'n tikkie jaloesie as ek hierdie verhaaltjie lees. Dis die soort mens, sou ek sê, wat ons hier in die kerk van Waterval nodig het. Dis die soort van lidmaat wat enige dominee in sy gemeente sou hê. Want dit is 'n lidmaat wat ywer het vir wat hy glo
en wat hy doen. Dis 'n mens wat 'n verantwoordelikheidsin het. Ek sal alles doen wat God van my vra. Ek onderhandel nie daaroor nie. Dis iemand wat die Here nogal baie ernstig in sy lewe neem. Dis mos die soort lidmaat wat ek graag hier sou wou sien. Dit lyk inderdaad asof hierdie jong man die woord van God uitleef. Hoe wonderlik sal die kerk van die Here wees as ons elkeen die woord so ernstig neem, dat ons dit leef elke dag. En hy kom na die Here Jesus toe om 'n antwoord te kry. Hy kom met die regte vraag na die regte persoon toe om die regte antwoorde te kry. Hy kom buig voor die Here Jesus Christus in erkenning dat hy is die enigste een wat regtig vir ons in die lewe die antwoorde het. Sulke lidmate sou fantasties gewees het. Ek wil dit tog waag om te sê, dalk moet ons bietjie meer soos die moslems raak, nou nie wat hulle glo nie, spesifiek hulle toewyding en hulle gehoorsaamheid. Ek meen, jy kan maar kyk hierdie ouens so ernstig as hulle hoor dit. Celeste? Hulle is ernstig. Ek gee nie 'n duiwel om wat aangaan nie, maar Vrydag sluit ek my besigheid en ek gaan moskee toe vir my 2 ure. En hy bid sy gebede deur die dag. Ek dink 6 keer wat hulle bid. Hulle is toegewyd. Hulle sal nie onderhandel oor vakansiedae wat hulle vakansiedae en hulle feeste is nie. Ek doen dit net nie. Sal doen wat Allah van my vra. In die Koran van my eis. Ononderhandelbaar. En dan moet ek nou sê as 'n Christen, as ek baie keer bietjie skaam, dat ek nie so ernstig is nie. Dat ons as Christene, kerkmense, nie so ernstig is nie. Die grootste feeste, die kruisiging en die opstanding, is mos lekker lang naweek. Poeh, see toe. Soos nie gepla dat die feit dat God sy seun aan 'n kruis uitoffer en dit die heel belangrikste vir ons is nie. En dat hy opgestaan het uit die dood uit. Nee, wat? My lewe is besig, Sondag is die enigste dag wat ek kan afkry. So, bokker die kerk. So waar is ons toewyding in ons erns, wat ek beleef by hierdie jong man en by die moslems? En dit maak my bekommerd. Wat is fout? Hier ryk jong man vra 'n baie belangrike vraag. Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Hierdie woordjie verkry in die Grieks beteken om te erf. So is nie reg, verkeerd dat die vertaling ook sê, om die ewige lewe te beerwe. Die woordjie hou die betekenis in van, jy kry dit, soos 'n erfporsie. Jy verdien dit nie. Dis 'n stuk genade. Dis 'n toegif van God af. So wat moet ek doen om hierdie genade van God te proe? Sê hy eintlik. En ek dink, dis waar ons die pot mis het. Ek het al baie gehoor vanuit die Pinksterkerke, hulle sê, ja, julle gereformeerde kerke, is net genade, genade, genade en geen verantwoordelikheid nie. Jy het ons daarby berus. En ek dink nie, hulle is verkeerd nie, as hulle ons beskuldig daarvan nie. Want my opinie is dat ons het so gewoond geraak om oor genade te praat. Dis die Here se genade dat ek gered is. Dis die Here se genade dat ek is wat ek is. Dit is deur die genade van die Here dat ek gered gaan word. Dis die genade van God dat Jesus gesterf het en dat hy my ingesluit het. En dis waar dit stop. Ons is so wonderlik toegerus oor die genade en ons het ons daarin tuis gevind en nou stop ons daar. Nou doen ons niks verder nie.
Want die dominee het al hoeveel keer van die kansel af gesê, jy kan niks doen om jouself te red nie. Dis alles genade. Dis Jesus Christus aan die kruis en sy opstanding. Jy kan niks doen nie. So nou doen ons maar niks nie. Sit ons die pot mis. En wat sê Jakobus vir ons? Hy wat nie sy geloof lewe nie, sal nie gered word nie. Wat sê die Here Jesus hier? Hy bied die genade. Maar hierdie genade moet gegryp word en moet geleef word. Uit hierdie genade uit groei daar gehoorsaamheid aan God. Uit hierdie genade uit is daar 'n verantwoordelikheid dat ek die Here wil dien, dat ek hom volg, dat ek sy woord leef. Hierdie genade stimuleer my om my beste vir die Here te gee. Hierdie genade dryf my tot dankbaarheid. Daarom doen ek hierdie goed. Anders as die moslim en anders as die ryk jongman en anders as die Jood, doen ek nie hierdie goed om gered te word nie, maar omdat ek gered is, omdat God se genade so groot is, wil ek vir hom lewe. Maar ek dink ons het iewers die pot misgesit. Ek is deur genade gered. Ek worstel met 1 of 2 tekste op die oomblik uit 1 Johannes uit. Wat Johannes duidelik daar skryf, as ons aanhou sondig, sal ons nie gered word nie. En ek worstel met daai teks en ek wonder daaroor, wat is die bedoeling? Want ek is een van daai ouens wat aanhou sondig. So, hoe nou? Maar sal later weer by daai teks uitkom. Hoe belangrik is God se wil vir jou? Jy sê mos, ek is 'n kind van die Here. Ek het sy genade ontvang. So belangrik is sy wil vir jou. Ek dink, dis 'n geval van ons is nie so ernstig gehoor nie. Ons is mos uit genade gered. Maar die Here Jesus stel hierdie jong man voor 'n keuse. Dit was nie 'n maklike keuse om te maak nie. Hy sê vir hom, gaan verkoop alles wat jy het. En volg my. Total commitment. Totale gehoorsaamheid, totale oorgawe. Dis wat God van hom vra. Totale. Ek meen, dit kon seker 'n baie moeilike ding wees, want ek meen, daarom toe hy nou hierdie verkeerde keuse maak, want hy kon nie van sy wêreldse goedjies ontslaa raak nie. Hy kan nie van sy gewoontes ontslaa raak nie. Hy kan nie van sy gebruike ontslaa raak nie. Hy kan nie loskom van daai veilige kokon waarin hy homself toegespin het nie, van sy sekuriteit. Al is dit valse sekuriteit. Kan net nie. Hy maak die verkeerde keuse en daarom sê die Here Jesus, rykdom. Nie dat Here het ooit iewers in die Bybel 'n probleem met geld of met rykdom nie. Hy het 'n probleem met ons gesindheid oor rykdom. Daarom sê hy, so moeilik soos wat dit vir 'n kameel is om deur die oog van 'n naald, ek meen dit maak mos nou net nie sin nie. 'n Kameel en 'n naald, so oogie. Dis 'n hiperbool. Hulle dit in Afrikaans 'n hiperbool. Dit is 'n uiterste vorm van 'n vergelyking wat die Here hier gebruik. So onmoontlik, soos wat dit vir die kameel is om daar deur te gaan. So onmoontlik is dit vir hierdie man om in die hemel te kom. Omdat hy die verkeerde keuse maak. Dat hy nie kies vir Christus en sy wil nie. Om hom totaal en al los te maak van wat hom vashou. En daai totale oorgawe te maak aan Christus nie. Ek kan dit nie doen nie. Vandag moet ek en jy keuse maak. Want die woord konfronteer my en jou vanoggend. Die Here Jesus kon net sowel hier gestaan het. En ek en jy voor hom op ons knie. Sê, wat moet ek doen, Here, om die ewige lewe te beerwe?
Wat moet ek doen om saam met U in die hemel te wees? Kies my wil of jou wil. Kies jou manier of my manier, sê hy. Kies jou halfhartigheid om my te volg en my te dien, of volg my voluit. Dis die keuse wat ek en jy vanoggend het. Miskien het ons te veel genade gepreek en te min gehoorsaamheid. So ek is regtig, dink ek, die Here roep vir my en jou vanoggend op tot bekering. En as ek praat van bekering, soos Paulus dit sien, daai herhaalde terugdraai na God toe, weg van my verkeerdheid af, terug na die Here toe. Dis deel van gehoorsaamheid, dis deel van die geloofsgroei, dis deel van gehoorsaam aan die Gees van God. Want ek en jy kan nie vanoggend hier in selftevredenheid sit nie, en staan, en dink ons is maar net okay nie, en aangaan, soos wat ons aangaan nie. Want dis nie wat die Here Jesus wil hê nie. Die Here Jesus sê tewens, maak 'n keuse, maar maak die regte keuse, jongman. Maak ek en jy die regte keuse met alles wat ons doen. Vra ek myself ooit die vraag af, dit wat ek nou beplan, dit wat ek nou wil doen, dit wat ek nou in proses is om te gaan doen, of dit die wil van God is? Hoe gaan dit my verhouding met God raak? Hoe gaan dit my verhouding met my familie raak? Hoe gaan dit my raak? Vra ons ooit hierdie vraag? Of ploeter ons net voort deur die lewe? Genade is nie goedkoop nie. Dit wat die Here Jesus aan die kruis sou deurgaan het, die wreedste, moeilikste dood in die wêreld, in die geskiedenis, was duur. Dat die Seun van God sy bloed vir ons stort aan 'n kruis. Ek en jy kan dit nie goedkoop maak nie. Want ons maak dit goedkoop as ons nie ernstig is daaroor nie. As ons nie voor God lewe in gehoorsaamheid nie, dan maak ons dit goedkoop. En dit is nie goedkoop nie. Dit vra reaksie. Dit roep op tot gehoorsaamheid. Dit skep by jou 'n gevoel van dankbaarheid. Want sonder dit is daar nie vir my hoop nie. My geloof in Christus Jesus is die weg tot redding. Daar's nie 'n ander manier nie. En dit was so duur. Ek dink nie ek en jy kan ons ooit indink dat Jesus Christus, Seun van God, self God, op hierdie aarde kom en op hierdie manier behandel moet word, sodat ons gered kan word. Dink jy ons kan dit ooit verstaan, die diepte daarvan nie. So kies. Hier Jesus vra ek en jy moet kies. Nou daar is die keuse. Het is maklik om saam met die stroom te loop. Doen soos almal doen. Gaan maar net jou gang. Lewe asof God nie eers daar is nie. Baie van daai ouens daar sê in elk geval vir ons, is nie so bad nie, is nogal lekker man. En so what? Of daar nou hemel of hel is, so what? Ek steur my nie daar nie. Dis maar wat julle Christene sê. Maar my pad te loop is 'n eensame pad, swaar pad, maar is 'n pad wat jy kies om te loop. En dalk moet ek en jy vanoggend net weer dink oor die manier hoe ons lewe. Is God regtig alles in my lewe? Dalk moet ons hierdie idee wat ons het om kind van die Here te wees is lekker. En dit is net voorspoedig. En dit sal net goed gaan. En dalk moet ons dit afgooi, want
Ek het agtergekom om Christen te wees is nogal 'n moeilike storie. Want dit vra iets. Here Jesus sê, Markus 8, Matteus 16, hy wat agter my wil aankom, moet sy kruis opneem en my volg. Nooit gesê dit gaan maklik wees. Jy moet jou kruis kom dra, Opel. Dis taaf. Want elke dag word jy gekonfronteer met 'n keuse. Vir God of teen God. Saam met hom of sonder hom. Toewyding, gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid. Dis die keuse. En dis nie maklik nie. Dis nie 'n maklike ding om die regte te doen nie. Dis 'n eensame pad. Soms 'n pad wat met veragting beskou word deur baie. Dom, om jouself so die plesier van die lewe te ontsê. Maar as 'n keuse vir Christus. En dis wat die Here Jesus vir hierdie jong man sê. Kies. Gaan verkoop. Los daai lewe. Kies die lewe saam met my. Sonder jou kussing en jou bed en jou huis en jou kar en jou alles. Kyk, hy het nog nie 'n kar gehad nie, maar kies. Saam met my in die veld te slaap. Soms honger te ly. Soms weggejaag te word. Verag te word. Te sê, is 'n nerd. Ja, droog, kloosterkoek. Whatever. Kies. Ek sê vandag vir julle, ek maak my keuse. Ek kies God. Ek hoop jy doen dit ook. Ek kies gehoorsaamheid. En indien jy vanoggend daai keuse maak, sê ek gaan nie langer lewe soos wat ek nou lewe nie. Ek gaan nie langer doen wat ek weet in my binneste is nie reg nie. Ek weet hierdie goed, maar ons is doof vir die stem van God. Ons luister nie na die Heilige Gees nie. En as jy hierdie keuse vanoggend maak, dan gaan dit 'n impak hê. Dan maak ek soos die Here sê. Is nie onderhandelbaar nie. Jy weet, ons kan ons baie keer die woord, ja, maar jy weet, veral nou nog die dominees en die teoloë is nogal baie slim daarmee. Dis hulle triks. Ja, maar hierdie goed is in 'n bepaalde tyd, bepaalde omstandighede geskryf, is nie heeltemal so van toepassing vandag nie. En ons het mooi argumente. Hoe ons die goed kan afbreek tot niks. En tog is dit God wat sê. God. So wil ek nou met God gaan redeneer en sy woord afbreek, asof ek beter weet. Regtig. Wie dink ek is ek? Ek kies om 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week in gehoorsaamheid aan God te lewe. Nie net Sondag nie, 7 dae 'n week. Die mense by die werk moet dit beleef. My vrou, my kinders, my man, hulle moet dit beleef. Elke dag. So ek besluit om weg te beweeg van saam met die stroom loop. Ek sal maak soos God sê, kom wat wil. Julle kan sê en dink net wat julle wil, maar ek doen wat die Here van my verwag. Daarom gaan ek erns maak met sy woord, dit lees, dit leer en dit doen, want dit is deel van ons probleem. Ons lees nie meer die woord van God nie. En moenie my anders kom vertel nie. Hoeveel tyd spandeer jy in die woord van God? Met sy woord. Hoeveel tyd? Hoe lyk jou gebedslewe? Dis nie 'n toevalligheid nie. Net wanneer dit sleg gaan nie. Net wanneer die nood druk nie. Skiet gebedjies. Ek sê nie dis verkeerd nie. Dit is goed, is ook reg.
Maar sit ek dalk 5 minute iewers in die dag uit, waar ek alleen met die Here kan praat, en waar hy met my kan praat? Hoe ernstig is ons daaroor? Here Jesus sê self, gaan in jou binnekamer en gaan bid. Dan sê die Onse Vader, 28 sekondes om hom te bid. Maar sly jou af en gaan word stil voor God. Wragtig, ek mors net soveel tyd soos jy voor die TV. Skande. Dan is kerkbywoning my prioriteit. Ek sal die prentjie uitstuur later vandag, van hierdie aap, wat sit in sy kop krap, en sê, jy sê, ek sal nie kerk toe gaan nie, ek wil nie saam met ander wees nie, ander gelowiges nie, maar ek wil hemel toe gaan, krap sy kop daaroor. Want hierdie aap verstaan iets van, in die hemel is daar net gelowiges. Soos ek nie hier op aarde saam met hulle wil wees nie, surprise, surprise. Ek gaan in die hemel vir altyd met hulle wees. So iets hiervan kom net nie by mekaar uit nie. So vir jy wat in jou huis sit en sê, ek het nie nodig om kerk toe te gaan nie, gaan dink weer, ou maat, want jy is ongehoorsaam aan God. So, broers en susters, ek kies vir hierdie goed. Waarvoor kies jy? Want vanoggend sê die Here vir jou, nie Dominee Willie nie. Die Here sê vir jou, jy moet kies. En as jy nie vir hom kies nie, is okay. Goodbye. Gaan my hel toe. Soos 'n jong man. Gaan in vrede. Maar ek hoop dat jy as 'n kind van die Here, wat sê ek glo, ek is 'n Christen, kies reg. Kies vir God. Amen. Gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, vanoggend het U met ons reguit gepraat. Ons moet kies. Want ons sien 'n verlore gaande wêreld en ons wil nie deel wees van dit nie. Help ons om regtig te lewe soos U vra. In alles wat ons doen, sê en dink. Soos Dawid so mooi sê, alles wat ek dink en alles wat ek sê, moet vir U aanneemlik wees. Die laat glimlag. Help ons daartoe. Ek bid vir elkeen op ons siekelys en vir hulle as familie wat ook in droefheid is. Raak elkeen aan in die besonder. Gee hoop, gee vertroosting, gee genesing. Laat U wil geskied. Seën ons as gemeente in Waterval. Dat ons mekaar in liefde, respek, geduld, vergifnis sal omhels. En dat ons by onsself verbykyk na die groter prentjie. Dit gaan oor Christus, oor God, oor sy kerk. Laat ons nederig wees, opofferend. En laat 'n verlore gaande wêreld ons bekommer, sodat ons so optree, dat ons 'n positiewe invloed op die wêreld sal hê. Ons vra dit, Here, omdat ons U nodig het en afhanklik is van U. Ons vra dit in U naam, deur die krag van die Gees. Amen. Ontvang die seën van die Here en daarna sing ons 'n lied.
Mag die genade van die Here vir ons help om reg te kies in hierdie lewe, gedryf deur die Gees, gehoorsaam aan die Vader, in dankbaarheid vir wat Christus vir ons gedoen het. Amen.